Kom kuier saam in die Noord-Kaap. Nou weet ek net jy sal my steeds gevange hou. Want wie is jy? En waarom soek ek so na jou? Môre. Hallo. Ja, ons het 'n vol dag vandag. Alles werk volgens die skedule. En kom ons hoop dit doen. Is die band bevestig? Ek het met oom Kiewit Jafta gepraat. Oom Kiewit Jafta is die leier van die band. Maar ek het hulle bevestig, maar jy weet hoe dit gaan. Ek het met Annemarie ook bevestig. So ek hoop as ons nou daar kom, julle moet asseblief vir my 'n bietjie gou maak, maar ek hoop hulle is daar. Ek hoop regtig hulle is daar, maar hulle is bevestig. En hoe kom jy liedjie die gesang, hè? Wat? Maar dit Ja, maar as ons 'n gesang uitouens, dan weet ek nie of 'n band iets gaan werk nie. Ons sê Want dis 'n groot band en hulle speel Blijkbaar is het een groot band. ons het 'n banjo, ons het 'n keyboard, ons het 'n lead gitaar, ons het 'n trekklavier, ons het 'n kontrabas. Ag, ons het nog nie 'n kontrabas. Ons het nog nie gehad nie. As hy het, dan gaan dit great. En ons het nog nie 'n banjo gehad. Maar hoe kom jy liedjie vir die dorp? Hoe kom jy gesang? Dit Ek het gedink persoonlik omdat maar ons weet ook nou nie, ons sal maar sien as ons daar kom wat die tipe band dit is. Toe ek met Annemarie gepraat het aan die begin oor die orkes, toe sê sy vir my dit is hulle doen gesange tipe goeders. Maar kyk, ons weet nou almal wat daar gebeur het. So Die ander keuse is ek het 'n vastrap geskryf en as hierdie band doen geestelike liedjies, dan kan ons 'n vastrap vir hulle gee. Ek dink hulle moet iets gee vir die mense. Dat hulle nog gemaklik is met die ding. Ja, Ons nie baie tyd. persoonlik dink ek ons moet so toe gaan, die mense ontmoet, hoor hoe hulle speel en dan besluit ons. Ja, want ons het 2 liedjies dan, 'n vastrap of die hymn, maar ons het 'n hymn gedoen in die vorige by Kamieskroon. Of dit of die vastrap. So ons besluit as ons daar kom, maar kom ons kyk eers wat die band vir ons gee, want nou net is dit, jy weet. Nee, gaan ek sê saak. Kom ons doen dit. Maar ek sê nou vir jou, Kuba, ons kan nie. Ek het tot 12 uur daar en dan is dit. Okay. Ja, nou. Wat 'n mooi oggend hier in Kennard. Ons het gisterand gery vanaf Kakamas. Dit het 'n bietjie reën gekry, so dit was goed vir ons almal. Ons het 'n rowwe paar dae gehad. So die reën is 'n bietjie die stof afgewas van die laaste paar dae. En nou is dit 'n nuwe dag, nuwe krag, die son skyn. Ja. Kom ons kyk wat gebeur. Ek het gehoor as 'n band. Ek weet nie wat om te verwag nie. Ons almal weet wat het al gebeur. Kom ons kyk. Kom ons vat die dag soos dit kom. Wie weet. Ja. En ons is nou in ons 3de week van travelling. Dit wil gedoen wees. Ons leer mekaar goed ken en almal se ups en downs. So dit is ook interessant. Dit is nie net interessant vir die kamera nie, maar ook agter die kamera. So ja, 'n nuwe dag. Kom ons kyk. Die laaste 3 weke was rof, ja. En die lang kronkelpaaie van die Noord-Kaap lê besaai met dorings en dubbeltjies. Klein los klippies wat jou enkel swik en stewige granietkoppe wat jy moeilik moet klim. En soos ek aanhou klim, maal Koos du Plessis se laaste woorde van dwaalspoor in my kop rond. Nou weet ek net jy sal my steeds gevange hou. Want wie is jy? En waarom soek ek jou? Ek en my geswikte enkel gaan nie ophou soek tot ek die regte klanke, my hartsklanke gevind het nie. Pella en Kakamas het onbeplande towerkuns ingehou. Maar die pad het ons moeg en verslae tot in Kennard gelei. En daar in die groen Kalahari ontmoet ek 'n paar manne in Kennard wie se musiek my hartsnare tokkel.
'n banjo, klawers en ja, die eensnaar kontrabas, gitaar en die trekklavier. Hier in Kenhardt is barre klip en woestynagtige landskappe. Maar as jy mooi kyk, is dit beskilderde rotse en grotmure waar die sanmense se rotskuns hulle stories vertel. Die mense van Kenhardt is warm en die musiek verwelkom my gevange hart. Hier gaan ons musiek maak. Ervaar die Noord-Kaap. Ervaar die Noord-Kaap. Dit is 'n voorreg om saam met julle te kan sit. Ek dink dit is vir my nou 'n absolute een keer in my lewe kans wat ek nou het. Maar ek wil by julle gehoor het oor die klank wat julle speel het, die tipe klank wat julle het. Toe julle nou begin speel, toe kan ek sommer hoor, ja nee wat, is net hy spesifieke klank wat 'n mens, jy kry hom nie meer vandag hier. Die been kom al lank aan. Jy breek en dan sy begin ze. Moet jy al, hy is oor die 100 jaar. Met die bestand, as ek 85 jaar is. En ek was 13 wat ek ingegaan het. Dat was allemaal mooi. Maar ons besluit het, dat ons ook nou, ons wil net die oude geweest is die kerk. En die kerk was al oor die 100. En ons sal sê, wanneer is ons al geboren. Maar die been kom al lang aan. Sure. Nie nou. Vroeger jaren, het was hier een baie sterk snaarorkest. Die leier was Mike Congo. Dat is een verschrikkelijke streng man. Nou, in daardie tijd, ons het het ook hier so 'n paar jaar terug nog kon gedoen het. Maar nu kan ons het niet meer doen als gevolg van die hoë ouderdomme van oom Janelle en zo. Het ons het zondagoggende 7-12 jaar het ons opgestaan en dat is nou die straten gespeeld, ons het opwekking genoemd. Spelers ons so tot kortdisk in die eredienst en daar vanaf gaan ons sommer kerk toe. Gaan spelers in die eredienst klaar en sovoort. Nou die oom het was so streng. Dat bijvoorbeeld, hulle sê, toe het die mannen vroeg die aand al begin speel. Sommige was al wel moeg. En toe het hulle nou iewers gestaan en speel. Die een oom was ook al redelijk oud in jaren. Toen hij nou later zo met die gitaar in die slaap staan raak. En die mannen, die oom zijn schoonsien sê, hij het hom geroep. En gezegd, pa, ons moet loop. Toen sien nie maar pa staan en slaap nou so met die gitaar. En toen gaan sê vir die leier vir my. Moet die my pa staan en slaap, nou kan ons nie vir pa waag. Toen sê hy, my, los hom, wat is dat? En toe hulle ver en so hele eind gespeel het so op. Die volgende straat, toe sien hulle hier skrik die ouma met wakker afkom, om afgeweer met die gitaar. Ons het lekker jare gehad, zwaar jare gehad. Jy sê nou, jy het 12 uur die nag, dat jy het hierdie, so net na 12 jaar, vragtig, ek kan onthou toe ek kom van die Woudwil af, nee, hier in naby Calvinia, ons het ook hier, 4 uur in die oggend, dan hoor ek, daar was 'n oom Jan Klonkers, hy sing oom Jan Klonkers aan in die straat met die trekklavier, elke oggend, elke sondagoggend, 4 uur, dan is die hele dag, die mense sommer op, jy kan nou hoor, hier sing ook 'n auntie daar, om die draai, daar maak hulle nou reg vir die diens. Ja, dit is baie spesiaal en laat my nou so dink aan my kinderdae. Ek het mos met 'n jamblik geleer. Jamblik aan mekaar gedruk. Wat ek vir my hierdie tjoekers, Sny twee lopers. Ek trek ek hulle daaroor, so het ek begin. Maar dit is nie my stoppeertjie dan nie. Keyboardjie. Hier is my stoppeertjie. Ek wou nog verder gegaan, maar my dae is nou al door mij ingehaald. Die jammer kan alles. Mijn geboren is ook niet zo lekker en mijn gezin is ook niet zo 100%. Zo, ik kan zomaar een ziekelijke man, maar niet.
Niet te veel op de manier, ik is een jong man. Nee, maar kijk, met die muziekmakerij is daar niks fout nie. Die gehoor in die oor kan niet zo lekker wees nie, maar kijk, als je hem vat, dan vat je hem. Nee, ik kan hoor. En die bas, ik zie hij net één snaar. Hij heeft net één snaar nou. Kijk, hij heeft veronderstel om 4 snaren te hebben. Nou, ons het hem als nou, toen ik in die orkest aangesloten het, toen was daar nog eens zo'n ding. Mijn kleinste broertje heeft zo'n gewone gitaar. Hij heeft hem ook nog maar zo geleerd met die ene snaartje. En ik heb toen al later bij hem gelezen, kijk, ik is ver ouder als hij en hij leert toen over mij. Met die basgitaar, want hij heeft een gewone gitaar gehad. Dat hij ook zo maar gespeeld heeft. En later toen zie ik ook bij andere mannen wat in die orkest is. Ook nog, dus ook basgitaar, maar is net weer kleiner dan die enetje. Toen heb ik nog weer bij hulle geleerd. Hij heeft hem ook met 1 snaar gespeeld. En die enigste basgitaar heeft weer 2 snaren gehad. Toen ik nog maar, omdat ik nog niet die basgitaar met 2 snaren kan spelen, dus haal ik nog maar zelf eigen af. Toen speel ik nog maar net. Maar die één? Maar die één en zo is nog maar aangegaan. En die in Kenhardt, hoe is die mensen hier? Hoe gaan het hier met jullie met die muziek? Leef die mensen hulle in vir hierdie muziek? Ik denk hulle waardeer het nog nie. Is het? Ons speel nou al 'n hele tyd lank saam. En ek het baie lief ook vir hulle geword wat ek nie wil hê nie. Een van die redes dat die band moet heeltemal uitsterf nie. Hulle beteken baie in die gemeenskap. Soos wanneer ons begrafnisse hou, dan word hulle betrek. En by die sangaande en die sangmiddags is nie 'n sangmiddag of 'n sangaand as die band nie daar is nie. So ons is 'n gewoonte by ons. So daarsonder kan ons nie eintlik meer nie. Dis iets goed. Ik neem aan hy is die jongste in die orkes. Nee. Pragtig. En jy leer seker baie, want ek moet sê die instrumente wat hulle hier speel is bietjie anders as die klavers. Ek was nou net 'n pianospeler. Kan nou nog nie al die instrumente speel wat hulle speel. Maar ek speel nou so 17 jaar al wat ek geleer het. Sjoe. Ek was baie klein toe ek begeerte om te speel. Ek sou hom langer gespeel het, maar my ouers het nie geld gehad om vir my een te koop toe ek nog klein was. Ek het hom eintlik gekoop om in die kerk te speel by die gemeente, maar toe hulle nou later van my gevra want een aand toe speel ek vir 'n pastoor by 'n roudiens. Dus hulle ook die aandag. Toe maak ons sommer 'n mengelmoes so. En toe voel hulle maar ons moet gereeld wat die musiek. Vir die eerste keer ons saam speel toe. Vat ons sommer lekker in by mekaar. Musiek vloei lekker saam en vanuit dit af speel ek nou nog by hulle. Maar ek leer baie want hulle speel note wat die mense by die kerk speel noodwendig. Jy verstaan hierdie oudtydse gesange wat nou baie draai en swaai het. Dat bou jou ondervinding in musiek. Dat help jou vorentoe te gaan. Maar ek moet vir julle sê, julle het nou sommer weer vir my nuwe moed gegee om aan te gaan. Ek kan nou nie meer weg hê. En baie dankie vir julle tyd. Dit was vir my regtig is nou lekker geweest om met julle te gesels en nou al die storieetjies te hoor en al die dinge. Okay. Kan almal dit hoor? Die beat. Okay. 1, 2, 3. So ver terug as 30.000 jaar gelede het die San, die manne van manne, hul kleurryke invloed op die land uitgeoefen. Jagters, maar ook kunstenaars, patriotiese nomade, storievertellers, sangers en musikante. Dr. Willa Boesak noem dit die 2 harte wat klop. En dis waar. Hier in die Groen Kalahari voel mens sommer die 2 harte wat diep in die aarde klop. En ek dink weer, wie is jy en waarom soek ek jou hier in die Groen Kalahari?
ons het verskillende rotskuns. Hierdie is gedoen, ja, ek dink hierdie is nice. Maar daar is ook op Doleriete gedoen, dis meer hier dan van Wijkvlei se kant toe. En dan hier op na die noorde toe, noordooste toe. Daar is ons die 7-toon terrein wat ook op nice gedoen is. Baie interessante terreine, baie verskillende interessante tekeninge, wat lyk dinosaurusagtig, mensagtig. En dan het ons na Pits onder water toe, daar kry ons baie olifante. Verskillende, volgens my wat ek kan identifiseer, lyk amper soos die stamboom van die olifant. Omtrent 12, 13 soorte olifante. Ons het die woolly mammoth en dan die so ander volharige renoster is ook daar. Ja, en dis basies dit. Ons het 4 terreine. Vandag was 'n wonderlike dag. Ek dink een van die beste dae op hierdie trip wat ons nog gehad het. Ek was heeltemal oorweldig met die musikante wat vandag daar was. Hulle is fenomenaal en ek dink hulle is fantastiese mense. Hulle gesels lekker. En die een ding wat ek opgelet het van die mense in Kenhardt hierso is, hulle is eerlike mense, opregte mense. Die sout van die aarde gegronde mense. En dit was vir my, dit was iets wat ek onmiddellik gesien het. En die Noord-Kaap was lekker en hy's moeilik. Hy's baie moeilik geweest sover, maar so moeilik soos hy was hy ook lekker geweest en ek dink so elke nou en dan vind jy ietsie op die pad wat net mooi is en oorspronklik is en jy weet soos 'n blommetjie wat iewers in 'n veld groei, sommer net van self. Die natuur is pragtig hierso. Soos byvoorbeeld hierdie klippie wat ek gekry het, hy blink. En dit was vir my so mooi geweest, sommer net hier in die natuur lê hy. Net so. Ja, so ek gaan hom saam met my vat Johannesburg toe. En ek kan nie wag vir môre nie. Ek kan nie wag om saam met hy oomies te sing nie. Hulle is fantasties. Dankie, dit was baie mooi. Dit was 'n heerlike dag van musiek maak en nuwe vriende ontmoet en my hart bokspring met die wete dat die liedjie Cabra môre gaan kook. Later die aand by die Kenhardt Hotel het die eienaars ons bederf en dit was balsem vir 'n reisiger se siel. Ervaar die Noord-Kaap. Ervaar die Noord-Kaap. Vroegoggend voor die opname daag die ouens my uit om 'n skaap te vang. Met my hande, ja. Dit is makliker gesê as gedaan. Gelukkig is Jody baie gewillig om die lammetjie vir my te kry. Ek sal pretend ek het hom gevang. Hallo lammetjie. Hallo. Hallo. Ag, hoor eens. Vinnig klop hierdie ou haartjie. Ag, skyn. Shalom. Shalom. Sy bekkie. Nee, op die bed. En na al die vroegoggend skaapvang mannewelles is dit tyd om reg te maak vir die opname. By die Kenhardt kerksaal is almal besig met die tegniese voorbereidings terwyl ek vinnig by die plaaslike kleuterskool gaan kuier. Goeiemôre. Hoi, hallo, hoe gaan dit met julle? Goed te sien. Dit is waar ons begin. Ons plek en jy kan weer met speel. Soos skool is so belangrik. Die kersie op die Kenhardt koek was 'n verrassing by die saal. Toe ek terugkom, het Leopold letterlik die hele Kenhardt gemeenskap se lampe en gordyne geleen om die saal in 'n 1930s jazz en blues danssaal te omskep. Vanoggend was 'n mal oggend. Ons het nie geweet hoe gaan ons hierdie ding regkry nie. Ek het klomp tannies gebel en hulle gevra, luister, het julle lappies, het julle lampies? Enigiets wat julle het, bring dit vir my. En ek kan nie vir hulle sê nie, die mense van Kenhardt het net onmiddellik gereageer. Tannie Elma het hier aangekom met bakkies vragte lampies en lappies. Toe het ek letterlik binne
50 minute het ons alles met wasgoedpennetjies aan mekaar gesit, ingeplak. Die beligtingmense het met ons paar, ek dink ons het 3 of 4 ligte opgesit en ek dink die eindproduk is ongelooflik. Die orkes was deftig aangetrek net vir my. Oom Koos, ek weet wat ek soek en hoekom. En my hartsklanke hou my nie vasgevang nie. Dis juist wat my vlerke gee. Mens moet net aanhou, dieper soek en hoër klim. Het is letterlik minute voordat ons die musiekvideo gaan doen en ek is nog nie klaar nie, ek het nog nie my make-up aan nie, ek is so halfpad, maar alles lyk pragtig. Almal het gehelp in die dorp, het vir Leo gehelp om die plek mooi te maak en hy se eyster, dit lyk pragtig. Maar ek is so 'n bietjie op my senuwees, ek weet nie of ek kan bybly by die oomies nie. Hulle is so goed, hulle speel al vir jare saam, ek weet nie of ek gaan, of ons kan blend nie, soos, jy weet, soos 'n mengelmoesie, ons moet almal kan saamwerk. Ek weet nie, ek is 'n bietjie bang vir dit. Ek het baie respek vir hulle, hulle speel al vir jare saam, hulle is goeie musikante, en dit maak my senuweeagtig. Ek is nog jonk in die bedryf, ek weet nie. Hulle sê my hak is te hoog en ek stap met my neus in die lug, maar ek hou daarvan om te dans en te cabaret. My hare is reguit geblou, maar ek sal dit altyd onthou, dat ek daarvan hou om te dans en te cabaret. Stof is te rooi, maar ek se geleerde ou nooi, maar ek hou daarvan om te dans en te cabaret. Ek sê jou, ek weet wie ek is, ek hou van slapchops en vis, en ek hou daarvan om te dans en te Volgende week maak ons musiek saam met Boetegami en Dylan Opperman in die Groot Karoo dorp, Kalvinia. Hulle help my met die liedjie Ek wonder wat ek self geskryf het. Ons maak nuwe vriende by Republic of Rustica en daar wag 'n verrassing vir my. Sien julle in Kalvinia. Ons hoofborge: Noord-Kaap Toerisme, die Wes-Kaap Regering, Lekker Slaap, Afrikaans.com.
Boesmanland. In die skuilte van die Here skryf Hans Du Plessis. Here, daar's nie 'n ander land so ver woes soos die sandland wat U nou vir my gee. Want in hierdie droë anderlikheid groei die gemsbok komkommer van U se heerlikheid. Dankie ook aan al ons ander borge. Kom kuier saam in die Noord-Kaap.